En ek stem geweldig met jou saam. As jy sê dat hierdie vriendskap en hierdie vriendin van jou is so aklig en sy so naar en so dit en so dat. As dit dan so is en jy kry nie weggestap van die vriendskap af nie, behalwe in ekstreme gevalle, dan sê dit nie meer oor jou as van 'n vriendin nie. Dit sê alles oor jou en niks van jou vriendin nie. Ek dink voor mens praat oor wat 'n toksiese vriendskap is, kan ons praat oor die belang van 'n vriendskap. Hoekom is vriendskap in 'n mens se lewe belangrik of nie? Miskien is vriendskappe glad nie belangrik nie. Ek neem nou sommer nie aan, maar wat is Ja, belangrik aan 'n vriendskap? wel, kom ons begin by 'n basiese punt. As jy kyk na die navorsing van die evolusionêre sielkundiges, as mens dit so kan noem, en daar's nogal baie sterk navorsing wat eenvoudig wys daarop dat mense is letterlik gerad vir sosiale koneksie. En dit is vir oorlewing. Dit is vir oorlewings, dit kom nog uit ons ou gene uit, waar as ons in groepe saam kloek, dan is ons baie veiliger as wat ons alleen oor die vlaktes probeer stap. So dit is in ons gene om saam te kloek, om daai groepie te maak, maar dit is ook deel van ons lewenskwaliteit. Baie mense, meeste mense sal vir jou sê dit wat hulle lewenskwaliteit onder andere gee, wat hulle lewe lekker maak, is vriendskappe. Die lekker tye, om saam te lag en te gesels en pret te hê en om insidente op te bou in die geheue waar daarna terugverwys kan word. Maar ook vir slegte tye waar daar ondersteuning is en waar dit voel jy's nie alleen en iemand het jou rug of jy kan op iemand staat maak. Dis 'n geweldige belangrike ding by verre vir die meeste mense, nie vir almal noodwendig nie, maar vir die meeste mense, ja. En baie mense, Elise, wat ek net wil byvoeg, wat miskien nie sosialiseer met ander vriende nie, beskou baie keer hulle families of hulle gesinne as hulle vriende. En hulle is nog steeds nie alleen nie, hulle kuier nog steeds saam met hulle susters of broers of swaars, of ouers, en hulle gaan ook saam weg baie keer. En dit is maar net so goed soos 'n vriendskap. Dit tel dan as 'n sosiale ding, nie as 'n familie nie. Okay, so dit hoef nie noodwendig iets buite jou familiegrense te wees nie, want ek bedoel dieselfde ding geld ook vir baie mense dat die vriende is vir hulle eintlik hulle familie. Ja, of hulle familie is eintlik hulle vriende. En ek dink dis meestal maar 'n voorreg. Dis 'n voorreg as dit so kan wees. Dis mos maar lekker. Daar's niks fout daarmee nie. Dan is daar ook hierdie vreemde verstaan onder mense dat wanneer mens praat oor vriendskappe moet dit groot getalle wees. Om een of ander rede het mense hierdie ding in hulle kop van toe ons kinders was op skool waar jy moet baie maatjies hê. Jy moet met maatjies, jy moet baie speel. En ek wil graag daai bietjie aanspreek. Ja, en as jy dan ouer word, kry jy al hoe meer goeie vriende tot as jy gelukkig is om tot op 80 te lewe, het jy 50 goeie vriende. Dit werk vir niemand amper so nie. Dit is 'n populêre konsepsie ook onder kinders, maar veral onder hoërskoolkinders, dat hoe jy moet wees is gesellig met baie vriende en baie Facebook en Instagram volgelinge en jy moet lekker gewild wees en dan het jy baie vriende, maar dit werk nooit regtig so nie. In realiteit het ons mense wat emosioneel nader en verder aan ons is op 'n sosiale vlak. Ons het oppervlakkige kennisse op die verste vlak van ons gerangskik. Mense wat jy van hou en jy sal nie omgee met hulle koffie te drink nie, maar jy gaan ook nie moeite doen om dit te reël nie. Maar dis lekker as jy hulle af en toe sien. En dan is daar kennisse en partykeer goeie kennisse. Mense met wie jy miskien eenmal in 3 of 6 maande sal sosialiseer, of wat jy in vasloop of saam by die oefengroep is, of by die klub is, of die sportklub is, en baie goed mee oor die weg kom, en selfs miskien 1 of 2 keer al gekuier het by die huis. En dan het jy jou nabye sirkel. En jou baie nabye sirkel, die mense met wie jy absoluut jouself kan wees, met wie jy meestal verkies om tyd te spandeer as jy moet, en na wie jy toe wil neig as dit met jou of goed gaan of sleg gaan. En Jesulise, ek ken eintlik niemand nie, insluitende myself, wat meer as 'n handvol van dit het, meer as 5 nie. Baie mense het baie goeie vriende. Jy het 10, miskien 15 goeie vriende. Maar daai binnesirkel mense wat jou verkose mense is amper, is min. En dit bly min, lyk dit vir ons.
En natuurlik daai verkose sirkel kan ook nou maar 3 mense wees. Ek bedoel, ek dink Ja, 15 is maak jou weer eens 'n baie gelukkige mens of jy weet dit jy is is bevoorreg as jy daardie 3 voorreg, mense het. absoluut 'n Selfs voorreg. daardie een mens het, nê. Ja, ja, nee natuurlik. Maar nou dit is baie belangrik wat jy nou gesê het. Ek dink vir die gesprek vorentoe oor 'n toksiese vriendskap. Daai van die verskillende vlakke vriende, die vriende met wie jy dalk net braai, die vriende saam met wie jy kerk toe gaan, die vriende saam met wie jy maar net tee drink op 'n Saterdagoggend en dan die vriende wat jy gaan bel 3:00 die oggend as jou hart gebreek is en jy regtig huil en jy is daai. Dit ek dink dis nou hoe ons dit maar gewoonlik in ons koppe uiteensit. Nou die belangrike deel daarvan is dat ons as mense wil hê dat die vriende wat sommer net tee drink, moet so diep en innig en deel die deel as 'n deelwêreld van die innige klein sirkeltjie ook betree. En ek dink nou gaan ons kom by 'n toksiese vriendskap. Dit is waar dinge kan verkeerd loop, né? Wat ons onsself moet aanspreek oor ons eie verantwoordelikheid en eienaarskap neem van ons eie rol in hierdie ding is dat ons kan partykeer vasklou aan iemand wat nie daai binnerol is nie en ook nie goed is vir ons nie. Ja, Ek spring nou eintlik voor ek het nou die wa voor die perde gesit, né? wel wat jy sê is tog so dat die mense met wie jy eenmaal elke 3 maande sien wat jy net vinnig ontmoet vir 'n koffie of saam by 'n plek is, dit kan nie in 'n toksiese vriendskap situasie gesien word nie, want dit is net nie belangrik genoeg nie. En jy sien ook nie die persone genoeg nie. Die hele konsep van toksiese vriendskap kom ter sprake by mense met wie jy baie te doen het en baie wil te doen het. Anders het dit geen impak op jou in elk geval nie. En dit is 'n bietjie van 'n paradoks stelle. Toksies beteken iets wat sleg is vir jou. Vriendskap beteken juis iets wat goed is vir jou. En as jy die twee saam sit in een konsep, kry jy 'n paradoksale situasie en ook 'n ervaring van konflikterende emosies, né? So dit hang af wat mens bedoel as jy praat van 'n toksiese vriendskap. As ons dit in algemene spreektaal gebruik, dan praat ons van 'n vriendskap wat jy agterkom eintlik nie vir jou goed is nie. Dit kan wees 'n slegte vriendskap of 'n negatiewe vriendskap of 'n vriendskap wat jy nie veel voordele uit kry nie. Miskien is dit maar dis nie 'n vreeslik sleg vir jou nie, maar jy's maar altyd die een wat moet bel, die mens kom kuier nooit vir jou nie ensovoorts, dan sal jy sê ag, dis nie eintlik 'n positiewe vriendskap nie. Maar verskoon tog, as ons praat van toksiese vriendskap in vandag se terme, dan praat ons van 'n term wat hoofsaaklik deur sosiale media gedryf word. En wat 'n absolute siel en hart van sy eie gekry het en 'n wegholperd geword het wat amper geen keer het nie. As jy kyk na hoe toksiese vriendskap, dit word as swart en wit aangebied op meeste sosiale media, nê. Dis 'n toksiese vriend of 'n goeie vriend. Ek wil nou net weet, ja, jy verduidelik dit nou so, want ek bedoel ek wil nou gou inkom. Daar is iets soos 'n ag, dis nou maar 'n swak vriendskap. Dis nou nie die beste op aarde, die beste voorbeeld nie, dit verstaan ek. Sê jy nou met ander woorde dat deur die tyd het ons onsself eintlik maar in die voet geskiet deur hierdie verskriklike naam vir iets te gee wat dalk ook nou nie of is daar vriendskappe wat juis baie sleg is vir iemand? Kan wees. Natuurlik is daar vriendskappe en jy's reg, ons praat van twee goed. Ons praat van ons almal ken dit dat jy met iemand bevriend is en dan kom jy agter ag, maar dis nie eintlik so goeie vriend soos wat jy gedink het dit is nie. Dis nie 'n nare mens of dis nie 'n gemeene persoon nie. Dis net nie eintlik so wat wonderse vriendskap nie. Natuurlik is daar ook aan die heel ander kant van die spektrum mense wat absoluut psigopaties is en met ander mense vriendskappe aanknoop om hulle te manipuleer en hulle te mislei of hulle te misbruik finansiëel of vir watter rede ook al. Natuurlik kry mens dit ook. En dit is heel aan die ander kant van 'n spektrum. Dis 'n ekstreme geval. Maar ons praat nie van een van hierdie twee gevalle bloot waar vriendskappe net nie uitwerk nie of waar mense doelbewus as gevolg van baie patologie vreemde dinge in vriendskappe doen nie. Ons praat nou, onder andere kan ons dan ook praat van die hele konsep van toksiese vriendskap wat gepopulariseer is op sosiale media. Waar dit uitgebeeld word dat, man, jy kry toksiese vriende en jy kry goeie vriende. Dis hierdie swart-wit benadering.
waar die rooi vlag benadering kom, nê, waar mense sommer gevlag word. En dit gebeur baie onder tieners, onder jong mense. Daar is 'n slegte vriend, ons flag jou. En woeps, versprei dit en nou word daardie persoon geïsoleer. Dieselfde as kanselleerkultuur, nê. Die persoonlike stories en uitwyse, of in Engels die call-outs van mense wat opnames van hulle self maak en viraal gaan op sosiale media oor hierdie persoon wat so sleg is en wat hulle manipuleer en wat hulle ghost en wat so en so en so is. En dan word dit sommer die waarheid en almal aanvaar dit so, jy weet. Die hele popsielkundige kultuur van konsepte, narcistiese vriende, energievampiere, grense, die hele kwessie van grense, wat heeltemal oorgesimplifiseer word en nie oordeelkundig aangebied word in die konteks van toksiese vriendskap nie. So wat die massa benadering is in sosiale media, is kom ons identifiseer iemand vinnig as 'n narcis of 'n toksiese vriend, of 'n dit of 'n dat, dan sny ons hulle uit en ons maak hulle bekend aan almal. Nee, ons doen nie konflikbestuur nie. Ons hoor nie die ander kant van die saak nie. Ons verval in hierdie, ons het grense. So, my grense is, ek beskou jou as 'n narcis of as 'n dit of 'n dit of een of ander pseudo etiket wat ek vir jou gegee het, en dis dan dit. Dis nie grense, dis nie hoe grense werk. Grense is waar jy in interaksie met mense grense stel wat die interaksie volhou, nê. Onthou, dit word ook baie op media aangebied op fiksie, TV-reekse en so aan wat toksiese vriendskappe in die absolute oormaat wys, natuurlik vir vermaaklikheidshalwe, Mean Girls, etc. Dis nie dit regtig werk nie. Louis, ek nou wag, ek wil net 'n vraag. Ek moet nou hierdie vra. So ek hoor wat jy sê en dan dink ek aan al die gesprekke wat ons al deur die jare gehad het oor hoe jy die wêreld sien jy deur jou eie bril en jou eie wese. En ek wil vir jou vra, dink jy hierdie term toksiese vriendskap of toksiese verhoudings, alles wat toksies is, kom eintlik uit die mense wat #nie goed genoeg voel nie? Van die mense wat voel hulle kan nie, hulle is bang vir verwerping, hulle is bang vir al dat dit is makliker om te, ek wil amper sê boelie, want dit klink nou soos boelie gedrag, om te sê iemand anders is toksies, iemand anders wat nie die vriend of vriendin was wat ek wil hê jy vir my moet wees nie. So nou wil ek vinger wys na jou. Voel jy nie ook, ek weet nie, ek voel so, maar dat dit kan 'n rol speel nie. Ja, het is, en weer eens, ons gaan nie 'n wit en swart benadering neem hiermee nie, Lise, maar die een benadering en wat jy nou na verwys, is dat vriendskappe tog feitelik altyd vrywillig is. En as jy dan agterkom maar hierdie vriendskap is nie goed vir jou nie, of jy hou nie meer van die persoon nie, gaan dan uit die vriendskap uit. Hoekom wil jy etikette daarop sit op die ander persoon en dan 'n groot hoeha daarvan maak dat die ander persoon intern so gefaalde tipe mens is? Los net die vriendskap. Wat wil jy jou bemoei dan verder, né? Dis tog die benadering. Hoekom wil jy gaan uitwys dat die persoon het nie jou tekste beantwoord nie en wil jou nie help wanneer jy daarvoor vra nie? Gaan uit die vriendskap uit. En dit is die benadering. Nou, waarom sal daar so 'n groot hysterie wees, 'n massa hysterie wees, om uit te wys hoe sleg ander mense is en hoe om dit te identifiseer? En dit het so 'n klompie jare terug begin met die narcisme neiging, né? Dat dit is amper 'n massa sport om iemand te identifiseer wat dan sodanig narcisties is, hulle uit te wys en dan grense in te stel teenoor hulle. Regtig mense, is dit hoe eenvoudig die wêreld nou geword het. So wat jy sê is, indien jy voel jy's in 'n toksiese vriendskap, stap weg en werk aan jouself.
kyk na jouself en soek ander vriende. Vergeet van kyk, it's easier said than done. Né? Dis moeilik want ons wil vinger wys. Ons wil blameer. Ons wil ook nie eienaarskap neem van ons eie rol daai nie. Ons wil ook nie die oordeel, wat sê dit van my dat ek so 'n vriend of vriendin gekies het? Wil ons ook nie na kyk nie. Dis baie Nee, maklik. ons wil nie. Ons wil graag blameer en regverdiging kry vir hoekom ons ongelukkig is. En daardie eksterne locus van kontrole is 'n geweldige probleem. As jy kyk in hierdie konteks en daar is navorsing, hè. Mense wat vriendskappe as negatief ervaar, het verhoogde stresvlakke. Dit is so, nee. Onthou dis jou mense, dis jou nes. Goed. Maar wat ons baie beslis ook weet, is dat jou bindingsstyl gaan absoluut beïnvloed hoe jy na vriendskappe kyk. En daar's baie navorsing oor Bowlby se bindingstyle, attachment styles. Die angstige bindingsstyl wat mense in hulle vriendskappe oordra, maak baie makliker dat mense gaan sê, sien jy hoe jy is en jy's toksies en so aan, en eintlik moet jy vir my kom gelukkig maak. Maar ek het nou uitgevind dat jy maak my angstig want ek kan nie heeltemal op jou staat maak nie. So jy is so en so en so. Die rol van kommunikasie dan, die een gestuk gereedskap wat ons as mense het om ons probleme uit te sorteer, word deur hierdie benadering heeltemal uitgesny. En dit gaan na iemand is reg en iemand is verkeerd, en hoe meer mense ons aan ons kant kan kry wat kan sê ons is reg, hoe meer verkeerd is die ander party. Dit klink bekend, nee. As mens kyk na wat in die wêreld aangaan en in die wêreldpolitiek aangaan. Dis 'n menslike ding, dis wat ons doen. Ek wil nou wel weet. Goed, kom ons los gou die term toksies. Indien iemand hom of haarself bevind in 'n vriendskap waar hulle voel dit is nie goed vir hulle nie. Hulle word dalk gemanipuleer of hulle voel ongelukkig of hulle voel die balans is uit. Wat moet die stappe wees voor jy iemand dan nou laat gaan uit jou lewe? Want ek is nie 'n groot, ek glo nie daarin om sommer iemand net af te skryf nie. Dit is iets, dit voel my almal het 'n rol in jou lewe en ons almal vervul iets en so jy kan miskien die kontak minder maak, maar wat moet die prosesse eintlik wees volgens as jy nou as kliniese sielkundige wat werk met verhoudings, die verhoudings tussen mense? Ja, nou kom ons kyk. As mens dan soos jy sê, kom ons gebruik nie die populêre toksiese term wat popsielkunde is nie. Maar kom ons praat dan van wat jy wat agterkom, hier's 'n vriendskap wat vir jou baie sleg. Dit maak jou seer, dit maak jou ongelukkig, dit maak jou gespanne, want jy voel jy word dan heeltyd gekritiseer, jy het nie ondersteuning, jy word gemanipuleer. Hierdie vriend of vriendin van jou probeer jou kontroleer, né? Of kompeteer met jou heeltyd. Skinder oor jou. Breek jou vertroue. Bel jou nie, kontak jou nie, maar wil net van jou af hê wanneer dit hom of haar pas. Dit is tog so, en dit maak jou seer, want jy gee ook om vir hierdie persoon of julle kom 'n baie lang pad, né? Wat jy dan nou sê, ons gaan mos nou nie gaan soos wat die massa hysterie is en sê, okay, goed, kom ons kom gou tot die konklusie. Jy is 'n nare narcis of 'n psigopaat en ons gaan jou uitroep en ons gaan jou uitsny en kanselleer nie. Nee. Daarmee insinueer jy dat jy is perfek, jy het nie foute nie, en as jy besluit iemand anders is hoe hulle is, dan is dit so. Dis 'n bietjie om God te speel. So wat ons sê is, dit hang mos nou af van die konteks en waar hierdie vriendskap is. As jy so voel en hierdie ding pla jou, dan beteken dis nie net 'n oppervlakkige kennis van jou nie, want dan het jy maar net nie weer die persoon gesien nie. Maar as dit iemand is wat in jou lewe ingeweef is, dis nie so maklik nie. Wat is tog aangedui altyd? Is kommunikasie. Dit is so kliseë. En baie mense sê maar jy weet ek probeer dit maar ek kry dit nie reg nie, maar dit is tog die ding. Gaan jy nou voor jy besluit jou vriend Piet is 'n absolute psigopaat en 'n narcis en dit op sosiale media sit. Gaan jy want Piet is mos dan vir jou belangrik. Gaan jy tog na Piet toe gaan en sê hoorie Piet man,
Jy teks my nooit nie. Dit voel nie vir my asof jy vir my omgee nie. Wat is aan die gang? Wat is jou kant van die saak? En ek vra tog vir jou Piet, jy ons spelle vir so lank al man. Jy moet ook tog bietjie vir my 'n bietjie bel ook. Anders weet ek nou nie of jy nog met my vriend wil wees. Miskien gee dit dan vir Piet 'n kans ook, soos ons almal terugvoer kry oor goed wat ons dalk nie van bewus is nie, dan kan ons dit verander. Jy weet, as dit dan nie werk nie, dan moet ons onsself ook beskerm en dit is dan waar grense inkom, maar grense op 'n verantwoordelike manier of op 'n sinvolle manier. Nie jy sal my nie bel nie en jy sal nie dit doen en dat doen en jy sal my nooit sien nie. Dis kinderagtig. Grense is dan kan mens op baie maniere sê is jy besluit dalk jy weet hierdie vriend van jou of vriendin van jou wat jou heeltyd bel en net wil jou geld leen en goed by jou wil hê en so aan, maar sy's nooit beskikbaar vir jou nie. Jou eerste een kan wees nee Hester, nee Annie, skus man, ek kan nie nou nie, ek het ongelukkig nie om jou te help nie, dis 'n grens. Dan kan ons kyk wat met die vriendskap gebeur, miskien gaan sy jou weer dan nie bel nie. Okay? Jy kan ook rolle verander. As jy die een is wat altyd bel en altyd teks, hou 'n bietjie op om dit te doen en kyk of die ander persoon dit ook doen. As hulle dit nie doen nie, dan kan jy miskien besluit om geleidelik kontak te verbreek as jy wil, want vriendskappe is vrywillig. Niemand hoef 'n vriendskap te hê nie. Dis 'n volwasse beginsel waar ons sê ek kies om met 'n tyd, dis maar soos verhoudings ook, alhoewel ons dit nie graag wil hoor nie, né Lise. Is ek kies om 'n tyd met jou te spandeer sosiaal en my tyd en my emosies en my gedagtes, solank dit vir ons albei werk, solank dit maar as dit nie meer vir my werk of vir jou werk nie, dan doen ons dit nie meer nie. En daarmee sê ek nie ek propageer nie 'n interaksie of 'n patroon waar ons net sommer opstaan en wegloop wanneer dit ons pas nie. Dis nie wat ek sê nie, maar dis wat 'n vriendskap is. 'n Vriendskap is nie jy skuld my iets en jy moet my bel nie. Niemand dit werk nie so in vriendskappe nie. So jy kan ophou om in die vriendskap deel te neem. As dit nie vir jou werk nie, hou dan En op om deel te neem. En ek dink as mens sukkel, as mens aanhou met regverdig oor hoekom kan jy nie wegstap nie, selfs al is die persoon so, wil ek nog steeds probeer, dan voel dit vir my dit sê meer iets van jou in jou eie Ja, tassie wat jy met jou ja. saamdra en dat dis miskien wat jy iets kan aanspreek. En daar's daai ander ding ook nou, partykeer is ons tassie so groot en so oorweldigend dat dit ander mense ook bang maak. Dat ons wil baie Ja. graag iets hê van mense, dat eintlik in teorie as mens nou net is ons die persoon wat 'n bietjie meer te toksies is because wat ons verwag te veel van ander mense. Ons wil hê hulle moet ons probleme oplos, ons gelukkig maak en hulle moet ons beter laat voel 24 uur 'n dag. Ja, ons sê nie ons het 'n toksiese verhouding of 'n toksiese kommunikasie nie. Ons sê graag vir mekaar daardie persoon is toksies. Dis nie ek nie. Maar as daar 'n toksiese interaksionele patroon is jy deel daarvan as jy dit gekies het, nê? Dit is ongelukkig so. Niemand hoef in 'n toksiese vriendskap te wees tensy jy daarin deur mag gehou word nie. Geld of dwang of iets en dan is dit nie 'n vriendskap nie, dan is dit 'n gedwonge interaksie. Louis, wat ek uit hierdie gesprek kry is ons is baie lief daarvoor om die hiperbool en groot terme te gebruik soos jy aan die begin gesê het, 'n swart en wit prentjie. Daar's of 'n goeie vriendskap of daar's 'n toksiese vriendskap. En ek dink hoe meer ons kan skaduwee en grys areas aan vriendskap kan sit van jy weet 'n ligter vriendin of 'n meer diep persoon, die diep innige mens met wie jy deel. Dit sal al klaar bietjie help. 2 om vir jouself te kan uitwerk, wat verwag jy persoonlik van 'n vriendskap? Wat is dit wat jy wil hê uit 'n vriendskap? 3, hoekom dink jy is hierdie persoon toksies? En 4, hoekom kan jy nie wegkom van hierdie persoon as dit dan vir jou so toksies is nie? En soos alle gesprekke, kom dit maar altyd daarop neer dat jy moet na jouself kyk. Jy moet kyk na jouself. Jy moet kyk, dis nie dat dis jou skuld nie. Dit gaan nie oor wie's reg en wie's verkeerd nie. Dit gaan oor kyk net en wees bewus oor wat doen dit aan jou en hoekom.
Ja, en dis 'n pleidooi wat ek tog wil lewer saam met jou. Asseblief kom ons staak hierdie heksejag benadering van ons identifiseer die vark in die verhaal en werp dit buite die poorte van die stad. Dit is so kinderagtig en dit is so uniliteraal. Dit is ons almal sê vir mekaar, jong, daar's altyd twee kante van die saak. Eintlik sê ons vir mekaar daar's altyd 3 tot baie kante van 'n saak, maar nie as dit by onsself kom nie. Dan is dit die ander persoon se skuld want die is 'n nare toksiese vriend. Dit is partykeer so, Liesel. Dit is partykeer so, maar dis baie rar. En dan is dit altyd met mense wat erge patologie het, wat baie psigopaties is of baie narcissisties en dis baie rar. Baie mense is selfsugtig. Maar die punt bly staan, as Ja, jy vir jouself gaan vra hoekom kan jy nie wegloop nie, dan gaan jy of daai antwoord kry of die antwoord oor jouself en nog steeds gaan dit presies. jou help om weg te loop. En dit is die 100%. belangrike deel, mens moet daai vrae vra. Maar die tyd het ons ingehaal en ek wil baie dankie sê aan Dr. Louie Averbag. Hy is 'n kliniese sielkundige op Stellenbosch. Al sy besonderhede is beskikbaar hier by hierdie video. En dankie vir almal wat kyk en deel asseblief met ander mense want ek dink ja, ons almal het vriende en ons almal sit vas in situasies soms en hierdie kan dalk help. So julle moet 'n heerlike dag verder hê en onthou, kyk mooi na jouself.